Dag sê, in vandag se broodbrokkie gesels ons oor die vrymaking wat plaasvind wanneer ons ophou om ons eie lewenspad met die van ander gelowiges te vergelyk en eerder ons oë volkome op Christus rig. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Johannes 21 vers 21 tot 22 wat soos volg lees. Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Dit is so menslik om na ander gelowiges te kyk en te wonder hoekom hulle geestelike pad dan makliker, vrugbaarder of bloot net anders as joune lyk. Miskien voel jy vandag oorweldig deur die unieke uitdagings wat jy in jou spesifieke situasie in die gesig staar en vra jy, net soos Petrus met die apostel Johannes gedoen het, Here, maar wat van hierdie broer of suster van my? Ek verstaan ten volle hoe hierdie versoeking tot vergelyking soos 'n swaar las op jou skouers kan lê en jou geestelike vreugde kan steel. Tog gee die Here Jesus hier 'n liefdevolle, maar ferm vermaaning wat eintlik vir ons diepe bevryding kan bring. Hy herinner ons dat ons geestelike reis 'n persoonlike en unieke roeping is. God het 'n perfekte en soewereine plan vir jou wat heeltemal verskil van sy plan vir jou naaste, omdat hy in sy genade elkeen uniek in sy plan vir ons gebruik. Ware geestelike groei en heiligmaking floreer slegs wanneer ons in volkomme afhanklikheid van God se instaatstellende krag ons oë van mekaar afhaal en dit stip op Christus hou. Om onsself nie met ander gelowiges te vergelyk nie en in gehoorsaamheid te leef, is 'n daad van geloof en ons weet dat onwrikbare geloof God behaag. Net soos Jesus vir Petrus gesê het dat sy medegelowiges se pad nie sy fokus moet wees nie, roep hy jou vandag met deernis om bloot te antwoord op sy bevel, volg jy my. Jy het nie nodig om iemand anders se roeping te vervul nie, of hulle seëninge te begeer nie. Jy word bloot geroep om getrou te stap waar God jou in hierdie seisoen geplaas het. Wanneer jy fokus op die opdragte wat hy spesifiek aan jou toevertrou het, sal jy sy genade as oorgenoeg beleef. Hier is 'n praktiese stap wat jy vandag kan toepas. Neem vandag die bewuslike besluit om dadelik vir die persoon te bid met wie jy jouself die meeste wil vergelyk. Seën hulle voor die Here in plaas daarvan om toe te laat dat daardie gedagte van ontevredenheid by jou posvat. Om geestelik te groei, moet jy dit wat die Here op jou hart lê, eers vanuit die skrif bevestig en dit dan met oorgawe doen, ongeag wat dit jou sal kos. Onthou, die Here het vir ons gesê dat ons kruis moet opneem en hom moet volg en dit sal baie kos. Maar jy kan verseker wees dat hy jou eendag ryklik daarvoor sal beloon. Fokus al jou energie daarop om hom as getroue disipel na te volg. Doen wat hy van jou verwag, sonder om jouself of jou omstandighede met ander gelowiges te vergelyk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vergewe my dat ek my lewe so dikwels met ander gelowiges se lewens vergelyk en sodoende my fokus op U en U plan vir my verloor. Dankie vir U grenslose genade en vir die unieke plan wat U vir my lewe uitgelê het. Ek verlaat my uitsluitlik op U instaatstellende krag. Help my deur U Heilige Gees om vandag sonder om myself met ander te vergelyk, slegs agter U aan te stap. Ek vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.